Geliefde broeders en susters, die familie het my gevra om die volgende bedankings aan u voor te hou en ek doen dit graag namens hulle. Ons wil ons opregte dank en waardering uitspreek aan elkeen wat op verskeie maniere ons bygestaan het tydens hierdie moeilike tyd. 'n Spesiale dank aan grobbelaars, begrafenisondernemers vir hulle professionele en deernisvolle diens. Die susters van die Gereformeerde Kerk Magalieskruin vir die voorsiening van die verversings en al julle omgee, julle liefde. Marijke vir die pragtige blomme hier in die kerk. Diegene wat verantwoordelik was en is vir die klank en die bord vir julle bydra. Stefans die koster vir sy getroue hulp en diens. Hyp die orgelis vir jou besondere orgelspel. Ons familie vir hulle onwrikbare ondersteuning, liefde en teenwoordigheid. Vriende, bure, geliefdes in die gemeenskap, vir elke gebed, besoek, boodskap, kos en gebaar van ondersteuning. Dit het ons diep geraak. Elida vir die ontwerp van die pragtige begrafnisbrief. Dominee Thuis vir sy troostvolle besoek en hulp in die reëlings gedurende hierdie tyd. Clearstream, dit is Louis en Melissa, wat die troostdiens stroom, sodat familie en vriende van ver ook deel kan wees. En ons is dankbaar dat hulle hier in die gees teenwoordig kan wees. Rikkie en Andrei, wat sonder huiwering dadelik daar was, toe ons hulle nodig gehad het. Ons familie, wat van oral oorgekom het. Dankie dat julle die moeite gedoen het om saam met ons vandag hier te wees. Elke woord, gebed en daad van liefde het ons harte aangeraak. Mag die Here julle ryklik seën vir die steun en liefde wat julle aan ons bewys het. En dan van 'n ma en haar kinders. Ek het nie genoeg woorde, daar's nie genoeg tyd om dankie te sê vir ons 3 kinders, Flippie, Suret en Elida. Baie dankie dat julle so gou gekom het en dat elkeen op sy eie unieke manier en met eie talente alles gedoen, uitgesorteer en gereël het, al is julle harte ook stikkend. Dankie aan ons 2 skoonseuns, Lou en Werner, vir al julle kosbare hulp, julle ondersteuning en liefde. Aan ons kleinkinders, Mia, Daniel, Lukas, Franco, Mieke, dankie dat julle so lief was vir julle oupa Dari. Onthou altyd, hy was ontsettend lief vir julle. Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, en sy genade elke dag nou ook vir ons genoeg wees op die pad wat ons nou moet stap. Kom ons begin ons troostdiens, ons vra die seën van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. En nou bid ons, Heilige Drie-enige God, dat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart welbehaaglik mag wees voor U, ons rots en ons verlosser. Amen. Gods weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter 7 maal. Hy is 'n skild van keurmetaal vir almal wat op hom vertrou. Kom ons sing staande saam tot eer van die Here uit Psalm 18 vers 1 en 14 soos wat dit vir u afgedruk is in die begrafnisbriefie. Amen.
Kom ons bid nou saam. Ons het U hartlik lief, Here. U het ons eerste lief gehad. Van ewigheid af ken U ons, lang voordat ons geformeer is in die moederskoot en gebore is. U ken ons deur en deur. Ons woorde, ons dade is oop voor U. Selfs die gedagtes agter die woorde. Ons emosies, wat ons nou beleef. U deurgrond dit alles. En ons dankie dat ons dit vanmiddag mag bely en so mag ons U aanbid. Dankie vir U liefde. Ons het U lief, Here. U is ons sterkte. U is ons teëweer. U is ons rots. U is ons vestingsterk. U is die redder in Christus. U bewerk ons heil. En ook al huil die stormwinde, en al raak die bergkranse styl, by U mag ons veilig skuil. En dit geld vir almal van ons. Ons is hier by mekaar, in U genade, en ook van ander plekke in ons land en oor die hele wye wêreld mag ons in die Gees hier saam wees, om deur U getroos te word. Ons mense, ons het nie woorde nie, en wat sal ons woorde enigstens verskil maak? Maar as U woord aan die woord kom, dan word ons diepgaande vertroos, en dan kan ons versterk van hier af verder gaan. Al is elke tree op hierdie pad glad nie maklik nie. Maak ons nou ontvanklik vir U woord. Maak dit stil in ons. Praat, Here. Spreek tot ons. Ons luister. Om Christus wil. Amen. Ons gaan vanmiddag die woord van die Here oopmaak by 'n gedeelte van Johannes 17. Dis die gebed wat Christus gebid het die aand voor sy kruisdood. Sy hoë priesterlike gebed. Ons lees net die laaste gedeelte daarvan vanaf vers 20. Ek bid egter nie net vir hulle nie, dis nou vir die disippels, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos U, Vader, in my en ek in U. En dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees. En die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my van voor die grondlegging van die wêreld af liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle weet dat U my gestuur het, en ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit weer bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Ek wil. Geliefdes, dit is woorde wat ons selde uit die mond van die Here Jesus hoor. En nou sê hy dit
vir sy Vader in die hemel. Sy kruisdood is op hande. Hy weet, hy bid sy hoë priesterlike gebed. Vader, ek wil. Paar ure later in die tuin van Getsemane, dan bid hy weer. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Ek wil. Net soos U wil, en nie soos ek wil nie. Nou daardie twee gebede staan nie teenoor mekaar nie. Die Seun wil niks anders as die Vader nie, en die Vader wil niks anders as die Seun nie. Vader, Seun en Heilige Gees is een in alles, ook in hulle heilige goddelike wil. En nou mag ons vanmiddag in hierdie besonderse omstandighede stil staan by hierdie gedeelte uit Christus se gebed. Het gaan oor Christus se wil. Sy laaste wilsbeskikking, dis sy testament. En in sy testament handel hy oor belangrike dinge as hy bid. Het gaan oor sy erfgename, het gaan oor sy heerlikheid, het gaan oor sy Vader se liefde. En oor elkeen hiervan gaan ek kortliks iets uit die woord met u deel. Christus se testament, sy laaste wilsbeskikking, gaan oor sy erfgename, sy heerlikheid en sy Vader se liefde. In die hoofstukke wat voorafgaan aan Johannes 17, staan Christus se laaste onderrig aan sy disippels opgeteken. En dit was intens, daardie gesprekke tussen die meester en sy leerlinge, die verlosser en die verlostes. Toe hy daarmee klaar was, het hy sy oë opgeslaan na die hemel en hy bid. Vader, die uur het gekom. Die uur van beslissing. Die uur waarin al die duisende, miljoene offers, al die gebede, al die seremonies van die Ou Testament wys. Die uur waaroor die profete profeteer en waarvan die psalms sing. Ook die uur waarop met Satan en sy magte afgereken moet word. Die mees beslissende uur in die hele wêreldgeskiedenis. En wat doen Christus in daardie uur? Hy bid. Hy bid vir sy eie verheerliking. Daarmee begin dit, hierdie hoë priesterlike gebed. En dan skuif die aandag na die bewaring van sy disippels. Hy pleit vir sy Vader in die hemel, bewaar hulle in hierdie wêreld. En dan bid Christus vir die wat nog tot sy kerk toegevoeg moet word. En dit sluit ons hier in. Hy bid vir uitbreiding, hy bid vir groei. Hy bid vir 'n lewe in eenheid, volkome eenheid in sy kerk. Nou daardie ek wil is deel van die laaste deel van die gebed, daarmee sluit dit af. En hoor hoe Christus pleit by sy Vader in die hemel. Ek wil, Vader, dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees. Dis besonders. Hulle wat U my gegee het, dis is mense wat God al in die ewigheid uitgekies het in sy groot genade. En die wat hy uitgekies het, het hy vir sy Seun gegee. Die Seun is ook aan ons gegee as redder. Ons is aan hom gegee as sy kosbare eiendom, waarvoor hy sy lewe aflê. Daarvan sê Christus bietjie vroeër in Johannes, en dis die wil van die Vader, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie een sal verloor nie. Alle uitverkorenes bly behoue in Christus. Hy verloor nie een nie. Hy pas hulle op terwyl hulle leef. Hy pas hulle op as hulle sterf. Hy gee ewige redding vir liggaam en siel. Almal wat die Vader vir die Seun gee, word opgewek in die laaste dag. En as mens dit in gedagte hou, dan luister ons weer na hierdie
gebed van Christus. Vader, ek wil dat daar waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees. Nou dink daaraan, broeders en susters, dit bid hy ongeveer 12 ure voordat hy aan die kruis moet sterf. Hy moet gemartel word, hy moet gepynig word. Hy moet deur God verlaat word. Hy moet die angste van die hel beleef. Hy moet sterf. Hy moet begrawe word. Wil hy hê dat ons dit saam met hom deurgaan? Hulle moet saam met my wees? Is dit regtig deel van die testament wat hy vir ons nalaat? Is dit wat ons nou moet hoor? Ons moet, en dit is deel van sy testament, genadiglik. Dink aan Paulus se woord aan die Kolossense. Ons word saam met hom in sy dood begrawe. Die skuldbrief teen ons word saam met Christus aan die kruis vasgenaal. En daardie skuldbrief is vol geskrywe met die vreeslikste dinge van ons elkeen. Al ons sondes, al ons gebrokenheid, die doodsheid, dit wat deel is van ons gebroke bestaan, is geskrywe op die skuldbrief. En wat doen Christus? Hy sê, ek delg dit uit, ek ruim dit uit die weg. En net voordat hy daardie groot daad van offer bring, bid hy, Vader, ek wil dit so doen. Dit gebeur nie net met my nie, ek gaan daarin. Ek wil hulle saamvat wat U vir my gegee het. Ek wil hulle saamvat in my lyding, in my vernedering, in my betaling. Ek wil dit alles doen vir hierdie kosbare erfgename wat U aan my geskenk het. Maar Christus wil ook dat ons saam met hom sal wees in sy koninklike verhoging. Hy wil dat ons saam met hom opgewek word uit die dood. Hy wil ons saamneem as hy opvaar na die hemel. Hy wil ons opneem in ewige heerlikheid as ons sterf. Hy wil ons by hê by sy wederkoms. Hy wil ons saam met hom hê in die ewige lewe. Dis wat hy wil. Dis sy erfenis vir ons. Dis wat hy vir ons nalaat. Vir die disippels moes dit baie beteken toe Christus so vir hulle bid. Hulle staan op die drempel van ingrypende veranderinge, hulle besef waarskynlik nog nie eers wat alles vir hulle wag nie. Na Goeie Vrydag gaan niks ooit weer dieselfde wees in hulle lewe nie. Hulle gaan in gevaar kom. Christus bid dat die Vader hulle nie die wêreld wegneem nie, hulle moet in die wêreld bly. Hy bid ook dat hulle bewaar mag bly van die bose. Christus pleit dit. Die disippels moet Christus enduit volg in sy lyding. En dit sê nie dat ons kan ly wat Christus ly nie, want dis uniek. Geen mens betaal wat Christus betaal het nie. Geen mens kan dit doen nie. Maar Christus vat ons saam. Hy met ons met hom, aan die kruis, in die graf. Hierdie laaste wilsbeskikking het alles te doen met ons hartseer, ons nood, ons siektes, ons dood. Dit sê alles oor aanvegtinge wat ons moet beleef as ons bang is, as ons onseker raak, as die hartseer ons oorweldig. In ons swaarste swaar kry, hoor ons die testament van Christus. Daar's gebid. En die gebed is op skrif. Daar staan geskrywe. Mens kan dit oor en oor lees. Ook weer later by die huis. Môre, oormôre, volgende jaar, as die Here vir ons die lewe gee. Christus bid en die Vader hoor. Die Vader gee wat die Seun vra. Die Vader bind ons deur die kragtige werk van die Heilige Gees aan sy Seun, deur dik en deur dun. Ons het deel aan die kruis en opstanding van Christus. Ons het deel aan die ewige heerlikheid wat aanbreek as Christus weer kom met die wolke van die hemel
Dit staan in 'n testament, broeders en susters. Kan nie vernietig word nie. Christus se wil staan vas vir sy erfgename. Dani het die evangelie van hierdie testament vir baie jare verkondig aan talle lidmate wat aan sy sorg toevertrou was. En baie van u sit hier wat onder sy sorg was. Hy het gepreek, ook vanaf hierdie kansel. Hy het by huisbesoeke bedien. Hy het jong mense daarin gekatkiseer. Hy het by siekbeddens en sterfbeddens verkondig. Tydens kerklike vergaderinge het ons gesien hoe hy ons daarin gelei het, in die testament van Christus. Ons het dit beleef, veral ons sy kollegas. Hy het self daarby geleef en daaronder gelewe, uit genade. Die Here het hom daarin laat leef, ook as eggenoot, en as pa, as oupa, as vriend, as kollega. Ons het hom gesien, ons het hom gehoor. Nou het hy ons vooruit gegaan. Die Here het hom opgeneem in die heerlikheid. En vir hom geld hierdie gebed van Christus. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het ook sal wees. Dit geld vir Dani, soos vir enige gelowige wat in die Here ontslaap. Hy mag op hierdie oomblik meer van Christus se erfenis ervaar as wat ons op 'n oomblik doen. Troos vir hom is groot. Dit moet ook ons troos wees, terwyl ons hier op die aarde nog 'n werk het om te doen. En die troos groei, word al groter. Hierdie testament word al meer en meer werklik. En dan bid Christus verder. Hy kyk vir sy erfgename en dan sê hy, sodat hulle my heerlikheid aanskou wat U my gegee het. Dat hulle my heerlikheid aanskou. Nou die disippels het al heel wat van die heerlikheid van Christus gesien toe hulle saam met hom op aarde was. Sy goddelike mag en majesteit, dit het na vore gekom in sy preke, in sy wonderwerke, in die manier hoe hy met hulle omgegaan het, ook in die manier hoe hy met vyande van die evangelie omgegaan het. 3 van sy disippels het die voorreg gehad om sy heerlikheid op 'n besondere manier te sien op die berg van verheerliking. Hulle kan hulle oë nie glo nie. Die disippels het ook hulle verlosser in sy lyding gesien. Veral daar by die kruis, Goeie Vrydag. Dit moes vir hulle verskriklik wees. Pen en papier kom kort om dit te beskryf. Woorde stol in jou mond. En nou verwys Christus in sy hoëpriesterlike gebed hierna. My uur van lyding het gekom, maar dan bid hy nie net vir daardie uur nie, hy bid ook vir die uur na die krisis. Ek wil dat hulle wat U vir my gegee het, my heerlikheid sal aanskou. Ek wil dat my erfgename sien wat die vrug van my offer sal wees vir hulle. Ek wil. En die disippels het dit gesien. Op die 3de dag staan Christus op uit die dood. Hy verskyn aan hulle met 'n nuwe verheerlikte liggaam. Hy beduie, ek gaan weg na die hemel. Hy leer hulle dat hy vir almal 'n plek gereed maak in die huis van die Vader, vir al die mense wat die Vader vir hom gegee het. En dan vestig hy die aandag op die toekoms. Julle disippels, julle het nog 'n pad op die aarde om te loop, julle het 'n roeping, julle het 'n werk om te doen. Dis nie klaar nie. Maar wees verseker dat julle my heerlikheid sal aanskou. Daar in die hemel. Baie meer as wat julle ooit hier op die aarde gesien het. En ook op die punt word ons vandag weer baie troosvol aangespreek. Wat sien ons vandag van Christus se heerlikheid? Baie. Kyk net na jouself, hoe die Here jou gevorm het. Kyk na die mense om jou. Kyk na die gemeenskap van gelowiges wat bymekaar mag wees in die naam van die Here. Jy sien hoe Christus in die lewe van sy erfgename werk. Ons sien sy werk in ons bestaan elke dag.
Ons ervaar die krag van die verlossing oral altyd. Ons sou nie hier kon sit as dit nie was vir die genade van Christus nie. Ons weet hy regeer en ons weet hy bewaar. Ons sien ook hoe hy in hierdie wêreld sleg gesê en gespot word. Ons hoor die ongeloof en die gelaster. Ons sien hoe mense na mag gryp asof hulle die heerlikheid het. Hulle maak daarmee net wat hulle wil. Ons ervaar die sweepslag van duiwelse boosheid as ons kyk na al die dinge wat in ons omgewing gebeur. En dan kan 'n mens begin vra, waar is die heerlikheid van Christus? Laat partykeer vraagtekens. Ook as mens hartseer is. Waar is die heerlikheid nou? Hoekom gebeur dinge soos wat hulle gebeur? So ingrypend, so drasties, so skielik. En wat dan? Dan maak mens die testament oop. Christus se testament. Vader, ek wil dat hulle my heerlikheid sal aanskou. Dit geld vir eendag, maar dit geld ook nou vir julle. Eendag sal ons dit volkome sien. Maar ons sien nou reeds baie daarvan. En daarom moet ons vurig bid. Sari, kinders en kleinkinders en geliefde broeders en susters, dat Christus ons oë sal oopmaak vir sy heerlikheid hier en nou, dat ons nie wegsink in die gebrokenheid nie. Die leemte is daar en dit gaan waarskynlik al dieper word. Maar Christus is ook daar met die testament in sy hand vir julle. Dis ons troos. Ons gaan dit nie elders kry nie. Ons kan dit nie vir mekaar gee nie. En nou geliefdes, 'n laaste woord oor die liefde van die Vader waarvoor Christus bid. Die testament eindig met hierdie woorde, omdat u my lief gehad het. Die Vader het sy seun lief. Dit is aangrypend. Alles wat met hom, die verlosser, gebeur het, en met ons, die verlostes, gebeur. Dit het alles te doen met vaderliefde. Menslik gesproke, kom ons nie by nie. Watter soort liefde is dit dat die Vader sy seun as nietige mens laat gebore word? Die Vader laat sy seun sleg sê. Hy laat hom verag, hy laat hom pynig. Hoe kan liefde maak dat die Vader sy seun aan 'n kruishout verlaat? Ons koppe kom nie by nie. Maar is alles menslik gesproke. Wat weet ons sondaars per slot van sake regtig van liefde? Ook maar nog baie min. Wat begryp ons van God se liefde? Christus sê, dit is die liefde waarmee die Vader my lief gehad het, voor die grondlegging van die wêreld. Dis ewige liefde. En daarom, omdat dit so groot is, verstaan ons so bitter min daarvan. Het gaan ver bo ons denke en ons gevoel en ons emosies uit. Maar God het lief. Hy het homself lief. Hy het sy seun lief. Hy het ons, sy uitverkore kinders lief. Hy het lief in die verwerking van die hartseer en die verdriet. Verwerking is werk, harde werk. Nou dit is die testament wat Christus los. Nie net vir julle as familie nie, dit geld vir elke gelowige. Ons mag wees waar Christus is. Ons mag kom waar hy kom. Ons mag sy heerlikheid sien. Nou nog maar ten dele. Eendag, ten volle. Ons mag. Want God het ons lief. Christus maak ons ryk. Sy ek wil is vir ons 'n besonderse testament. Amen. Kom ons dank. Vader in die hemel, as ons so u woord oopmaak, dan word ons heeltemal stil. Ons word oorweldig en aangegryp deur hierdie testament, hierdie laaste wil van Christus vir ons. Ons dank u dat u in die groot genade van ons erfgename gemaak het.
U bind ons aan Christus. U laat ons deel aan sy lyding, ook aan sy heerlikheid. U laat ons diep kyk en ver kyk. Dit maak dat ons getroos kan wees. Dit is baie ingrypend dat u dienaar, broeder Dani, uit hierdie lewe weggeneem het. U het hom opgeneem in die heerlikheid in by Christus. Vir ons is dit onvoorstelbaar. En ons het baie om te verwerk. Mense wat heel naaste aan hom is, maar ook ons almal om hom. Die mense wat kon deel hê aan die bediening wat hy bedien het van hierdie testament. In hom het hy baie gegee. En daarom mag ons in u roem. Want hy is maar 'n klein, nietige mensekind soos ons almal, en tog gebruik vir sulke groot dinge. 'n Swak kleipot, maar 'n kosbare skat daar binne. En ons dank u vir die skat en vir die pot, vir alles wat u in 'n man gegee het, in 'n pa, in 'n oupa, in 'n dominee, in 'n kollega, in 'n vriend. Dankie Vader, dat ons mag opkyk na u en weet dat die sterwe op aarde vir 'n gelowige nie die einde is nie, dis deurgang. En dat die werk wat u deur hom gedoen het, nie tot niet gemaak kan word nie. Sy plek is leeg. Maar die dienswerk gaan aan. En daar mag verder gebou word. En die stokkie word oorgegee van geslag tot geslag. Wil u ons elkeen bewaar, dat ons gedagtes nie dwaal nie. En dat ons nie ten gronde gaan onder ons hartseer nie, maar troos ons, verkwik ons, versterk ons, dra ons, ook as ons van hier af saam nog mag gemeenskap van heiliges beleef, dat ons mekaar mag bemoedig met u woord, maar veral ook in die dae wat kom, as die werklikheid al meer werklik word. Leer ons om daarmee saam te leef, maar leer ons bo alles om uit die krag van die geloof te leef en te geniet van die testament. Vergeef ons waar ons verkeerd is. Wees langmoedig en geduldig met ons. Ons pleit dit om Jesus wil. Amen. En dan kan ons nie anders as om die Here te besing in sy grootheid nie. Skrifberuiming 72. U onbegryplik, u is onsienlik, altyd dieselfde, oneindig groot. U is almagtig, wys en regverdig. U is die bron van alle goed. Kom ons sing dit staande saam en dan sal ons ook saam vir die seën van die Here vra. Oh
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen. U word nou almal hartlik uitgenooi vir verversings in die kerksaal en dan is daar ook geleentheid om mekaar vanuit die Here te bemoedig. Baie welkom.